Vriende, goeiemôre. Dit is Dinsdag die 11de November. Koffiekuier nommer 990. Die van julle wat wonder waar die baartjie is, dis mos nou somer en is warm. So die baart het 'n bietjie gaan vakansie hou. Hy sal hier weer na die koeler tyd van volgende jaar, April, Mei, toe sal hy weer terug wees. Ons gesels vanoggend weer verder oor Lukas 20, na die gedeelte waarop ons Vrydag stilgestaan het en ook Sondag in ons eredienste. En dis die gedeelte wat Lukas vir ons vertel dat die Sadduseërs by Jesus kom en hulle konfronteer Jesus eintlik met hierdie belaglike hipotetiese verhaal, voorbeeld, om te sê van daar's 7 broers gewees. Die eerste een sterf kinderloos, dan trou die tweede een met sy weduwee, hy sterf kinderloos, dan trou die derde een met hierdie weduwee, en so gaan dit aan, sodat daar vir die eerste broer dan nou eintlik 'n nageslag kan wees. Dis ons binne die leferaatsie, huwelike en die wette van Moses, soos wat hulle dit daardie tyd daaroor gedink het. En dan kom jy die Sadduseërs wat nie glo in die opstanding nie, maar vra dan nou vir Jesus, by die opstanding, wie se vrou sal sy nou wees? Want sy was ons nou met al 7 broers getroud gewees. Nou vriende, ek dink die boodskap uit hierdie gedeelte wat Jesus dan nou baie kunstig eintlik vir hulle antwoord met 'n teenvraag, is nie om te sê ons moet ons bekommer oor 'n klomp goed in die hemel of in die nuwe lewe, in die ewige lewe, by die opstanding nie. Hoe jy daarop wil praat, ek gaan nou daaroor iets meer sê. Maar dat Jesus vir ons sê, ons kan vashou aan hierdie lewe en die verhouding waarin ons met God leef nou, wat ons weet ook 'n oorgang sal hê na die ewigheid toe. Dat God die God is van Abraham, Isak en Jakob, en ook vir my God, jou God, en dat ons eintlik kan sê, maar by hom is daar nie mense wat sterf nie, want by hom, soos Jesus sê, leef hulle almal. God is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. En dit is eintlik 'n oproep, dit is 'n uitnodiging aan elke mens om te sê, kom leef vanuit hierdie verhouding. As jy dan nou 'n klomp vrae het oor die lewe en oor die dood en die lewe na die dood, kom leef in verhouding met my en jy kan daar 'n stuk rus kry, 'n stuk vrede kry. Amper maak ek nou van rus en vrede rede, nê? Maar dit Jesus vir ons op 'n manier kom sê, maar in jou verhouding met God, dis waaroor dit gaan. En ek het nou nogal 'n interessante gesprek gehad, want ek het Sondag by die Kuierkerk so 'n bietjie gepraat oor al hierdie silly questions wat ons baie keer vra. Hierdie vrae oor hoe gaan dit nou wees met die nuwe lewe, die ewige lewe. Daar's ons nou 'n bietjie aanduiding uit die woord van die Here uit, maar eintlik bitter min oor hoe dit gaan wees. En vriende, dan sit en wonder ons nou, gaan daar daarom, ek het Sondag in die Kuierkerk gesê, gaan my pa daarom 'n wimpie koffie kan drink? Gaan ek 'n botteltjie Alto Rouge kan geniet? Gaan ons goeie musiek kan luister? Soos my sussie kleintyd gesê het, sy hoop regtig nie die straat is van goud nie, sy hoop daar's wilgerbome en rivierstrome en grasperke ook. So, ons het al hierdie vrae, en na aanleiding daarvan, wat ek ook Sondag by die Kuierkerk hieroor gesê het een van ons lidmate, Dr. Lisa Morkel, sê toe vir my, jong, ek sit ook baie keer met vrae wat ek dink, maar ek sal eendag graag vir die Here wil vra, hoe moet 'n ou daaroor gedink het, sy praat spesifiek van kinders wat siek raak en swaar kry en so aan. En dit het my nogal laat wonder om te sê, ek hoop nie die boodskap kom deur dat dit verkeerd is om te vra en te wonder oor die lewe na hierdie lewe nie. Ek dink daarom nie so nie. Ek dink ons mag vra, ek dink ons mag wonder, maar die doel waarom ons dit vra, moet daarom die regte motief ook hê. Hierdie Sadduseërs in hierdie gedeelte wou eintlik net vir Jesus uitvang. Hulle wou 'n rede kry om vir hom eintlik te sê, maar hy tree nie binne die wet van Moses op nie. Maar as ek en jy met 'n eerlike stuk worsteling sit en wonder oor hoe die lewe gaan wees, ons gaan nie noodwendig die antwoorde in hierdie lewe kry nie, maar ons mag maar 'n bietjie bespiegel, ons mag maar wonder oor hoe die lewe na hierdie lewe gaan wees. Ek dink nie daar's iets verkeerd nie, maar die prioriteit is dat my en jou verhouding met God reg moet wees, dat ek en jy vanuit hierdie verhouding met die Vader, deur sy Gees, op grond van Christus se soenverdienste, dat ons vanuit daardie verhouding leef elke dag. In hierdie lewe, wat ook vir ons dan nou die versekering gee, maar dit gaan oor in die nuwe lewe, die lewe by God, of dit die herskepte aarde gaan wees, en of dit iewerster in die blou hemel, ek weet nie. Maar ons kan maar vra. Ek vermoed, en dalk is dit ietsie waaroor jy vandag kan nadink.
As jy nou eendag by die Here Jesus kan sit en met hom gesels, wat is daai een ding waaroor jy regtig vir hom sou wil vra? Maar Here, hoe het dit gewerk? Hoe moes ons dit verstaan? Daar's 'n paar goed wat ek altyd so spottenderwys ook sê, ek sal graag daarom eendag bietjie wil gaan uitklaar en gaan vra, maar hoekom het dit so geloop? Hoekom het dit so gewerk? En tog, vriende, het ek 'n vermoede, en Lise sê ook gister in Sondag in haar gesprek met my, sê sy vir my, sy vermoed in elk geval dat wanneer ons in God se ewige teenwoordigheid gaan wees, dat hierdie vrae wat ons gehad het, ons in elk geval nie meer gaan pla nie. Ons weet nie. Die punt is vir my uit hierdie verhaal in Lukas 20, ons hoef nie alles te weet nie. Wat ons wel moet weet, is dat ons behoort aan die God van Abraham, Isak en Jakob. Die getroue God, die verbondsgod, wat deur al die eeue heen, deur sy seun se kruisdood en opstanding, en deur die Gees wat in my is, dat ek en jy sê, deur al die eeue heen, is hy getrou, om ons in hierdie verhouding van vader en kind met hom te laat leef. Dis al wat vir my nodig is om te weet. En daarom kan ek vrede vind. Mag dit ook vir jou waar wees. Kom ons bid saam vanmôre. Here, baie dankie dat ons u woord het, wat vir ons op soveel maniere inlei in die misteries en die waarhede van wat dit beteken om as 'n kind van die lewende God hier op aarde te leef, maar ook met 'n verwagting vir die toekoms wat in die hiernamaals by u gaan wees. En Here Jesus, as ons oor hierdie goed nadink, dan is daar verseker 'n klomp vrae wat by ons opkom, 'n klomp goed waaroor ons wonder. Ons is mos maar nuuskierige mense, ons wil graag weet. Maar Here, help ons ook om deur die Gees op daardie punt te kom wat ons sê, hierdie vrae en hierdie nuuskierig wees van ons, vat ons nie weg van u af nie, inteendeel. Dit moet ons nader aan u bring. Dit moet ons al hoe meer laat leef vanuit die werklikheid van u teenwoordigheid in ons lewens. En dat ons vir mekaar ook altyd as 'n getuienis sal uitdra, as gelowiges teenoor mekaar, maar ook teenoor die wêreld daar buite, om te sê, die lewende God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat ons noem Vader, Seun en Heilige Gees, is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Dis 'n God wat in 'n lewende verhouding met ons wil leef. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om dit te kan onthou nie. Om daaraan te dink dat u ons deel van u lewe wil hê. Ons eer u daarvoor. Help ons aan Here Jesus om ook waardig te wees aan hierdie verhouding. Dat ons so sal leef dat u in ons lewens sigbaar sal word elke dag. Ons bid dit, nie omdat ons dit verdien nie, maar op grond van u trou en u liefde vir ons. Daarom vra ons dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n goeie week. Ek hoop hierdie stukkie evangelie, hierdie woord van die Here bring vir jou rustigheid en vrede. Ek weet, en ek het Sondag ook dit gesê, ons leef in 'n tyd waarin daar vreeslik baie stories is en doomsday prophets is en mense wat sê maar die wegraping is om die draai en die eindtyd is naby en al daai goed, en dit maak by 'n klomp mense 'n stuk angstigheid. Mag daai angstigheid van jou vervang word deur die teenwoordigheid van God, deur sy Gees wat vir jou sê, jy is kind van God, die God van Abraham, Isak en Jakob, en hy is getrou. En wanneer ek en jy vanuit hierdie verhouding met hom leef, hoef ons nie bekommerd te wees oor al hierdie goed wat mense so gebruik om ons te ontstel nie. Mag ons vreugde en vrede vind, rustigheid vind in ons verhouding met die lewende God. Geniet jou dag verder en ons gesels Vrydag weer. Mooi loop.